Hallo julle, weer baie welkom by Vrydag. Julle toer nog bietjie saam met ons hier in die Engeland. Dit is 'n pragtige sonskyndag, eintlik maar vreemd is hier. Ons is besig om nou na die noorde toe te trek, hier die noorde van Wallis. En ons is nou by 'n plek in die naam van Greasley. En Greasley is so in die noordweste. As jy nou mooi op die kaart, die noordweste daar in Wallis. Ons is nou op pad na Liverpool toe. En daarna wil ons dan Huisham toe gaan. Huisham gaan ons dan Isle of Man toe, maar ons gaan vir julle saam met ons neem, ons elkeen vir julle mooi verduidelik. So ons is nou by Greasley en ons is hier in 'n woud waar daar baie mense beweeg. Dit is pragtig. Hulle loop met hulle honde vroeg in die oggende hier. En jy hoor die stroompie hier langs my hoor jy hulle stroompie en die voëls wat sing. Dit is eintlik so spesiaal. Baie sulke natuurplekke hier in Engeland. Steeds met julle praat oor die uitdagings wat baie keer het. Ons het laas gepraat oor die Nou en die Breëweg en dit is dalk makliker om eerder die Nou weg te loop. Jy sien baie meer en jy beleef baie meer van jouself as dit nou nie so goed gaan nie. As dit altyd goed gaan in 'n maklike wêreld waar ons nou is met tegnologie wat dit so maklik wil maak vir ons, dan lyk dit vir my waardeer ons nie wat ons het nie en ons groei ook nie daar nie, want die masjiene dink mos vir ons. Ons groei mos nie daar nie. Ek hoor mense kan nie eens meer optel vandag nie. Hulle moet nou 'n kalkulatortjie gebruik om dit te doen. Nou ja, kom ons los dit nou eers daar. Ons lees van Paulus en Silas wat waarsêende gees uit 'n vrou uitdryf. Daar in Handelinge 16 lees ons dit waar hulle dit uitdryf en natuurlik toe die gees uitgedryf is, kan haar eienaars van haar slavin kan nou nie meer geld met haar maak nie, want sy kan nou mos nou nie waarsêry toepas nie. Baie ontsteld. Hulle is nie eens bly dat die gees verdryf is nie. Hulle laat hulle opsluit in die tronk. Hulle kla hulle aan, hulle land in die tronk. Terwyl in die tronk is, gebeur iets wonderlik met hierdie twee manne. Mense nou dink jy sal beter voel as jy nou vry is, maar jy is hulle in die tronk. Die Bybel sê daar in vers 25, teen middernag het Paulus en Silas begin om te bid en tot lof van God te sing. Die ander gevangenes het na hulle geluister. Natuurlik toe was daar 'n bietjie van 'n aardbewing, die deur het oopgegaan en die tronkbewaarder sien hierdie dinge en dit gryp hom so aan, hy kom tot bekering. Trouwens, hy tronkbewaarder na die tyd ook hulle wonde vir hulle verbind. Polisie sê later in die tyd, nee, hulle moet hulle maar loslaat, lyk nie of daar 'n saak was nie, maar die Here is mos ook daar ter sprake. En Paulus sê, nee, julle moet vir ons uitlei uit die stad uit, en met 'n groot fanfare word hulle natuurlik nou die stad uitgelei, en hulle het natuurlik later by die disippels aangesluit. In daardie omstandighede is daar 'n verhouding tussen hulle en God, waar daar lofprysing is, ander mense luister na hulle, word in vervoering. Ek glo daai mense geluister het mooi geluister na hulle, want hulle kla en kerm nie, hulle praat oor God, en hulle sing lofliedere, hulle sing in die gevangenis, en moes 'n geweldige indruk op hulle gemaak het. Interessant is die Here in ons hart is, dan is die storm weer, en die swaar kry, makliker. En ek dink as tyd verloop, wanneer mense sien tyd verloop, as jy na die tyd sien waarom dinge gebeur. Maar in daai oomblik lyk dit, maak dit vir jou glad nie sin nie. Fokus op God, dat hy vir jou uitlei, lofliedere en gebed, en na die tyd toe sien hulle 'n betekenis daarin. Mense kom tot bekering en dit moes 'n geweldige indruk gemaak het op die polisie, die stadsmense en natuurlik ook nou die bewaarder ook. Kom ons bid net saam. Here, wanneer ons die naam aanroep, erken ons U as die Vader en die Seun en die Heilige Gees, in wie se hande ons veilig is. Al moet ons ook in 'n gevangenis wees, Here, het U vir ons 'n boodskap ook daar. Ek bid vir mense, Here, wat ook in hulle werksomstandighede dikwels voel dat die werk is vir hulle soos 'n gevangenis. Dinge loop nie so lekker in hulle omgewing nie. Nou word hulle baie moedeloos. Maar wanneer ons weet, U het 'n plan met ons daar, U weet ons is daar, dan kom daar lofliedere en gebed in ons hart. As mense na ons kyk, kan hulle sien, ons hanteer dit anders. Daarom bid ek vir my vriende en almal wat luister na hierdie video, dat U sal kom, Here, vir ons paraat sal maak. Dat ons harte sal ondersoek, om nie in die oomblike antwoord te probeer kry nie, maar 'n geloof, Here, te ervaar hoe U ons hand vashou in daardie omstandighede, en hoe U teenwoordigheid vir ons bemoedig. Skep in ons omstandighede en in ons harte en ons verstand lofliedere en gebed. Asseblief, Here, wanneer ons dikwels so in baie donker ervarings in ons lewens kom. Ek bid vir almal nou op hierdie oomblik, asseblief seën vir hulle by hulle huise. Ek weet nie wat al die uitdagings is nie, maar U is die ene wat in beheer is. U sal 'n antwoord gee. Leer ons net om geduldig te wees as ons vra so om U genade ook in die dag. Amen. Die Here seën vir julle
Dit is wonderlik om die Here te kan aanbid. Dis 'n pragtige stroombie wat hier loop. Stil en rustig hier rondom ons. Wat vir my wonderlik is, ons kry tyd om net stil te raak. Daar is baie uitdagings in ons lewens. Maar wanneer jy stil raak, gee die Here vir jou wysheid. Mag die Here regtig vandag vir julle wysheid gee. Kom ons wees lief vir die Here. Ons weet mos hy is lief vir ons. Mag die Here vir ons seën dat ons volgende week weer so by mekaar kom. Al die eer behoort aan die Here. Totsiens, tot volgende keer.